mense en opgewondenheid het in die lug gehang, want die Joodse Paasfees was om die draai. Tydens hierdie fees het die Joodse nasionalisme elke jaar sterk opgevlam en die Romeinse regering was elke jaar bang dat die Jode kan hand uitruk. Om hulle in bedwang te hou, is die gouverneur altyd tydens Paasfees Jerusalem toegestuur. Gouverneur Pontius Pilatus was dus daardie maandagoggend op pad Jerusalem toe, reg vir die Jode, geklee in volle oorlogsmondering, 4 op sy perd, 'n simbool van mag. Agter hom volg sy soldate, hulle spiese blinkend in die son, hoor die geluid van die ritmiese hoefslag van die pronkerige perde se hoewe op die grondstrate, klink die tromslag wat die intog van die belangrike Romeinse gouverneur aan die westerkant van Jerusalem aankondig. Aan die ooste kant van Jerusalem is daar egter ook 'n samendroming van mense. 'n Groep Jode is op pad om die stad binne te gaan. Hulle drom almal saam om Jesus en sy 12 disippels. Gaan hy tydens hierdie Paasfees die Jode van die Romeinse onderdrukking verlos? Oh
wat gaan hier aan? Sê dat Jesus se volgelinge kan hulle self nie beheer nie. Ek dink so aan die engel Gabriël se woorde die dag, dis nou ongeveer 33 jaar gelede, toe hy vir my kon vertel het, dat ek 'n kind in die wêreld gaan bring, wat deur die Heilige Gees in my verwek is. Die engel het vir my gesê, dat ek my seun Jesus moet noem, en dat hy groot sal wees, en die seun van die Allerhoogste genoem sal word, want die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob regeer, en daar sal geen einde aan sy koningskap wees nie. Maar ek onthou ook die woorde van 'n man, Simeon was sy naam, in die tempel hier in Jerusalem, en dit wat hy vir my gesê toe ons kindjie Jesus gebring het, om die bepalings van die wet na te kom. Hy het Jesus in sy arms geneem en vir my gesê, wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daardie woorde bly my nog altyd by. Vertel my meer daarvan, want
Wel, ek mag eintlik nie daaroor praat nie. Jesus het ons belet om enigiets daaroor te sê. Maar ek sal jou maar daarvan vertel. Ek, Jakobus en Johannes, wat saam met Jesus op die berg, sy voorkoms het skielik voor ons verander. Sy klere het blink geword, skitterwit, helderder as enigiets wat ek al ooit gesien het. Moses en Elia het toe aan ons verskyn en met Jesus gestaan en praat. Ons het sy heerlikheid gesien. Maar soos jy weet, Maria, is ek maar iemand wat dikwels praat sonder dat ek dink. Ek sê toe vir hom, dit is goed dat ek, Jakobus en Johannes saam hier is, want nou is ons vir hulle 3 litte bou. Een vir Jesus, een vir Moses en een vir Elia. Maria, ek was so verskrik dat ek nie geweet het wat ek sê nie. Toe daar skielik 'n wolk se skade weer oor ons geval en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Jesus en die 3 disippels het egter nie op die berg gebly nie. Terwyl hulle van die berg afgekom het, het Jesus vir die 3 gesê dat hulle vir niemand iets daarvan moet vertel nie, voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Hulle het glad nie verstaan wat hy daarmee bedoel het nie, en
en het die hele tyd geloop en met mekaar daaroor geredeneer. Hulle redenasies is egter vinnig kort geknip toe hulle weer by die ander disippels gekom het en 'n menigte mense rondom hulle en die skrifgeleerdes gesien het wat met hulle geredeneer het. Mense met hulle seer en hulle gebrokenheid. Hy het van die berg afgekom om mense se lewens aan te raak. Soos vir daardie pa wat sy seun wat stom was as gevolg van 'n bose gees wat in hom was, na Jesus gebring het. Jesus het die bose gees skerp aangespreek en gesê: "Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie." Jesus het ook van die berg afgekom om die mense nog meer te leer oor God se koninkryk. Die disippels kon nie verstaan waarom hulle nie self die gees uit die seun kon uitdryf nie. Net soos hulle nie verstaan het wat dit beteken om belangrik in God se koninkryk te wees nie. Hulle het met mekaar geredeneer oor wie nou eintlik die belangrikste van hulle is. En Jesus sê toe vir hulle: "As iemand die eerste wil wees,
dan moet hy die heel laaste wees en almal se dienaar wees. En ons is, soos meeste mense, ook verstom oor sy kennis en waagmoed om selfs die belangrike fariseërs en skrifgeleerdes aan te vat. Dit bring hom in soveel onguns by ons godsdienstige leiers. Maar as ek sien hoe hy na mense uitreik en vir hulle omgee, maak dit my moederhart sommer weer. My kind raak mense se lewens aan en herstel hulle hoop en gee vir hulle nuwe lewensmoontlikhede. Jy is reg, Maria. Jesus het altyd tyd vir ander mense, vir die armes, die krepeles, die blindes, selfs vir mense met wie ons nie eintlik wil meng nie.
die regte sondige mense. Jesus gee nie om hulle sy vriende te doen en selfs saam met hulle te eet nie. En ek dink nou aan 'n geleentheid so 'n paar dae gelede. 'n Klompie ouers het hulle kinders na Jesus toe gebring sodat hy hulle moet aanraak. Nou weet jy dat kinders nie eintlik enigiets belangriks of besonders in 'n samelewing is nie. En tot my skaamte moet ek sê dat ek en die ander disippels met die ouers geraas het en gesê het hulle moenie Jesus met sulke onbenullighede besig hou nie. Hy het belangriker werk om te doen as om na skaam kinders te luister. Ek sal egter nie die verantwoordiging op Jesus se gesig vergeet oor ons optrede nie. Hy het vir ons gesê dat ons die kinders moet toelaat om na hom toe te gaan. Hy het sy arms om die kindertjies gesit en hy het hulle gesien. Maar Jesus het nie net genees en geseën nie. Hy het ook geleer. So het daar, net toe Jesus uit die huis uitgekom het, nadat hy die kinders geseën het, iemand voor Jesus neergeval en gesê, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus het die man op die bepalings van die 10 gebooie gewys, en die man het geantwoord dat hy dit al reeds van sy kindertyd af nakom. Toe sê Jesus vir hom dat hy nog net een ding kort. Hy moet alles verkoop wat hy het en die geld vir die armes gee en dan terugkom om Jesus te volg. Met ander woorde, hy moet sy hele lewe aan Jesus toewy. Dit was egter vir hom te moeilik om dit te doen. Maar dit is Jesus se vereiste, dat elkeen aan hom of haarself moet sterf, sodat Jesus al is waarvoor ons lewe. Jy weet Maria, ons het Jesus se heerlikheid op die berg gesien, en ons staan nou en kyk hoe die skare om saam op pad na Jerusalem toe. Kyk net hulle opgewondenheid en hulle bewondering vir hom. Ek wil jou nou nie ontstel nie, maar Jesus het vir ons gesê dat ons nou op pad is na Jerusalem toe, waar die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer gaan word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel
en aan die heidene oorlewer. Die mense sal ons spot en op ons spoeg en ons slaaf en hom doodmaak. Maar toe sê hy nog 'n vreemde ding. Hy het vir ons gesê dat hy na 3 dae weer uit die dood uit sal opstaan. Thank
skare beplan nie. Dit lyk so of hulle Jesus as 'n aardse koning verloor, en dit is tog nie wie hy is nie. Wat wag hier op my kind in Jerusalem? En wat wag op my, en jou, en die ander disippels? Dit is hierdie selfde Jesus, die een wat op die berg verheerlik is, die een wat gebrokenheid genees, wat kinders seën en mense leer, wat daardie maandagoggend Jerusalem binnegekom het, nie op 'n groot en 'n praterige oorlogsperd nie, maar op die rug van 'n donkie. Die mense het hom weer daardie maandagoggend verheerlik. Hulle het hulle klere voor hom op die pad oopgegooi en takkies wat hulle langs die pad gepluk het. Die wat voor hom uitgeloop het en die wat agterna gekom het, het uitgeroep: Hosanna, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Uiteindelik sou hierdie twee optogte wat daardie maandag in Jerusalem se strate in beweeg het, mekaar die donderdag ontmoet. Gouverneur Pontius Pilatus op sy snoeige perd en die koning op die donkie.
op daardie noot wil ek dan vir ons, vir al die musikante baie dankie sê vir Robert wat orgel gespeel het en vir Jeffrey Cole wat so mooi trompet gespeel het en ook vir Karin en Sonet en vir Gertruid dat hulle vir ons so mooi gesing het. Ek wil almal ook dan nou uitnooi om lekker saam met ons tee en koffie te kom drink en daarna nooi ons almal wat bespreek het ook uit om saam met ons lekker te kom eet. Die ete gaan so in die omgewing van 12 uur begin en dan wil ons ook net dat julle asseblief kyk op die tafels gaan daar weer kaartjies met 'n gebed op wees. Okay, goed, ons daar's nie kaartjies met 'n gebed op. Dis daar's wat ek wil doen. So dan daar gaan ons dan saam dit. En dan gaan ek vra dat julle asseblief staan vir die seën. Gemeente, ons gaan nou hierdie groot lydingsweek binne op pad na Golgotha. Mag die Here Jesus Christus by jou wees om jou te beskerm, binne in jou wees om jou te verfris, rondom jou wees om jou te bewaar, voor jou wees om jou te lei, agter jou wees om jou te regverdig, bo jou wees om jou te seën. Hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer, God vir ewig en altyd. Amen.